called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vandag se diens. Wat 'n voorreg dat ek vandag so saam met julle rondom die woord van die Here kan kuier en ek hoop dat jy vandag hier 'n goeie boodskap van hoop en van liefde en vrede sal kry. Ek gaan vra dat ons net so oomblik ons hoofde buig en dan bid ons saam. Ons Here en Hemelvader, baie dankie vir u genade en vir die liefde en dat ons kan weet dat u genade vir ons ook genoeg is. Ons bid Heer dat u tydens hierdie diens teenwoordig sal wees en dat u vir ons hoop sal gee, lewe sal spreek en dat ons deur die Gees u teenwoordigheid ook sal ervaar. Ons bid Heer dat u al die dinge wat daar buite besig is om aan te gaan vir 'n oomblik vir ons af sal sluit in ons gedagtes, sodat ons net na u kan luister, aandagtig en dat ons vandag hier weg kan gaan met krag en met vernuwing in ons harte. Ons bid dit in u groot en heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ek groet julle in die naam van die Here Jesus Christus, want God sê, kom na my toe dat julle gered kan word, almal op die aarde, want ek is God en daar is geen ander God nie. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons verlosser. Amen. Broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg dat ons vandag die laaste van ons reeks oor gesonde vriendskappe ook met mekaar kan deel. En vandag sluit ons af met die tema gesonde vriendskappe en ons getuienis kan ook, ons vriendskappe kan ook ons deel van ons getuienis wees dat Jesus Christus ook deel van ons lewe is. Nou, ek het so 'n eksperiment wat ek eintlik graag sou wou gedoen het hier oor hierdie vervulling en so aan, maar wat om praktiese redes dalk 'n bietjie moeilik sou wees, maar ek weet nie, dalk het julle al op Instagram of op TikTok of op sosiale media gesien dat daar hierdie challenge is, nê? Wat hulle uitdaging, nê? Wat hulle 3 bordjies uitsit en dan is daar op een van hulle 2 koekies, op die een niks en dan op die laaste een is daar ook 1 koekie. Wat beteken dat een van die deelnemers dan nou nie 'n koekie kry wanneer hierdie bordjies onthul word nie. En dan, wat gebeur wanneer 'n kind dit byvoorbeeld sien, wanneer ouers dit met hulle kinders doen, wat gebeur? Hierdie kinders deel onmiddellik. Hulle vat daardie 2 koekies en hulle gee vir ma of pa as hulle dalk 'n koekie sou kort. Ek dink 'n mens kan hierdie eksperiment baie maklik herhaal en dan gaan jy sien dat die meeste van die kere gaan die logiese wees dat hulle met mekaar gaan deel. En hoekom doen mense dit? Is dit dan nie ook uit liefde dat mense dit vir mekaar doen nie? En dis tog waaroor vriendskappe gaan. Vriendskappe word gebou op liefde. Maar waar leer ons om lief te hê? Ons leer dit tog by Jesus. En ek dink julle sal onthou dat in die eerste episode van hierdie reeks ons juist daaroor gepraat het dat ons vriendskappe op God gebou moet word, want dis God wat heel eerste vir ons wys hoe liefde lyk deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, maar ook wanneer hy opstaan en op hierdie manier die dood dan finaal verslaan. Ons gaan nou vandag 'n bietjie verder gaan en dan gaan ons lees uit ons skrifgedeelte vir vandag en ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Johannes 13 vers 12 tot 20 en dan later ook van 13 vers 31 tot 35. Kom ons lees daar die eerste gedeelte saam. Toe hy hulle voete klaar gewas het en weer sy boklere aangetrek en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle sê dit reg,
want ek is dit. As ek, julle Here en leermeester, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak, soos wat ek gemaak het. Amen, amen. Ek sê vir julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle dit begryp, gelukkig is julle as julle dit doen. Ek sê dit nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Die een wat my brood geëet het, het sy hakskeen teen my gelig. Ek sê dit nou reeds vir julle, voor dit gebeur, sodat julle wanneer dit gebeur, kan glo dat ek is. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie iemand wat ek stuur ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Broers en susters, kom ons sluit die oor en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, U is 'n magtige Vader en Here, en ons wil U kom aanbid, en ons is so dankbaar om vandag uit U skrif te kon lees, en nou vra ons Here, dat U hierdie skrifgedeelte vir ons sal kom oopbreek. Wil U gee dat ons daaruit gevoedsel kan word, sodat ons kan weet hoe om in hierdie wêreld te gaan optree, soos U disippels, U gestuurdes in hierdie wêreld. Amen. Soos julle kon hoor, het Jesus sy disippels se voete gewas, en net toe hy klaar is, wil hy by hulle weet of hulle verstaan wat hy besig was om te doen. Want wat Jesus hier vir sy disippels gedoen het, was nie iets kleins nie. Ek wonder, wie van julle het al iemand se voete gewas? En onthou julle, ons het so ergens in die jaar so 'n geleentheid gehad waar ons dit ook gedoen het, waar ek byvoorbeeld die kinders se voete gewas het. En toe het ons later daardie eksperiment so 'n bietjie herhaal en dit ook toe gaan doen by die skool. En daar het die jeugleiers toe die graad 8 se voete gewas en die onderwysers het weer die jeugleiers se voete gewas. En hierdie was 'n simbool daarvan dat ons ook dienende leiers is. Maar eintlik is ons besig om te doen wat Jesus vir ons gevra het ons moet doen. Nie net in die fisiese vorm daarvan nie, maar ook vir die betekenis wat Jesus hieraan geheg het. Want hoor mooi wat sê hy hier vir sy disippels wanneer hy hulle voete was, nê? Hy sê vir hulle, julle noem my mos meester en Here, nê? En ja, julle sê dit reg, want ek is dit. Maar as ek julle Here en leermeester is, en ek julle voete was, behoort julle dan ook mos mekaar se voete te was. Ek het mos vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak, soos wat ek maak. Weet julle mooi wat Jesus hier sê? Hy konfronteer hulle eers met die feit dat hulle hom Here en leermeester noem. Dit is definitief nie iets wat ligtelik opgevat kan word nie, nê? So, Rabbi is die een woord, dit is vir leermeester, en Kurios is die ander woord wat hier gebruik word, en dit is 'n Griekse woord wat beteken Heer. En hierdie Heer beteken dat hulle met ander woorde Jesus se oppergesag oor hulle erken het. En dit is gewoonlik iets gewees wat 'n slaaf vir hulle eienaar gesê het, nê? Daaruit het hulle gesê, maar ek weet dat hierdie Heer my lewe regeer en my rig en vir my sê wat om te doen, want 'n slaaf besluit mos nie by hulle self wat hulle moet en nie moet doen nie, nê? Hulle wag vir die opdrag van hulle Heer om vir hulle te sê wat hulle volgende moet doen. Hoor julle waarmee konfronteer Jesus hulle? Hy sê vir hulle, volgens julle eie erkenning noem julle my leermeester en julle noem my Heer. Wat beteken dat julle dan moet doen wat ek moet doen? En dan gaan hy verder en hy sê, maar ek het dan julle voete gewas, dan moet julle mekaar se voete ook was, nê? En dan herinner hy hulle in die volgende gedeelte dat 'n slaaf nie meer is as 'n eienaar nie, nê? Kom ons lees dit net gou daar weer. 'n Slaaf is mos nie meer as 'n eienaar nie. Ek sê vir julle, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie, en 'n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle dit begryp, gelukkig is julle as julle dit doen. So, die persoon wat vir
iemand vir 'n gesant stuur om 'n boodskap te gaan oordra aan iemand, is mos definitief nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Hy staan in diens van daardie persoon. En net so is 'n slaaf mos ook nie belangriker as sy eienaar nie, nê? En nou is dit presies waarmee Jesus hulle konfronteer. Want wat doen Jesus hier? Hy wys vir hulle, hoorie, ek is nie belangriker ook as die een wat my gestuur het nie. God het hom gestuur, hè? En hy sê dat hy in opdrag staan van God die Vader om hiernatoe te gekom het, om uiteindelik verlossing en bevryding vir mense te bring, hè? Maar as hy sy eie eer prys gegee het, om dan sy disippels se voete te was, dan moet hulle ook bereid wees om dan dieselfde te doen. En wat het dit nou vandag met vriendskappe uit te waai? Kan julle onthou die voorbeeld wat ons vroeër gebruik het? Opoffering. Daai persoon wat die 2 koekies gehad het, daai kind kon maklik die 2 koekies by hom of haar self opgeëet het, nê? En ek dink nie mense sou te kwaad kon wees vir hulle nie, want jy dan nou vir hulle hierdie koekies gegee, nê? Veral as ouers dit met hulle kinders doen. Maar hoe mooi is dit, dat hierdie kind onmiddellik dink, nee wat, ek wil dit deel, sodat elkeen van ons darm 'n koekie gaan hê. En wat het dit, wat sê dit? Dit gaan daaroor dat ons deel, dit gaan oor meer as dit, dit gaan daaroor dat ons in liefde na mekaar uitreik, en vir mekaar diensbaar is. Ek is bereid om te deel, want ek is lief vir ma en pa, né? Jesus is so lief gewees vir sy disippels, dat sy eie eer nie vir hom belangriker was, as om na hulle toe uit te reik, en selfs so ver te gaan, as om hulle voete te was. Nou, ek weet nie van julle, hoeveel van julle het al iemand anders se voete gewas nie, en julle sal onthou dat ek gesê het, dit is maar 'n moeilike ding vir my ook gewees, om tot daardie stap oor te gaan, omdat, as ek in iemand se voete vas, dit kruis my so klein bietjie uit, nee. Maar imagine nou, dit is presies wat Jesus doen. Hulle was veronderstel om sy voete te was, maar hy doen die teenoorgestelde. Die disippelskap van die wêreld sê, hierdie opperheer en oppergesaghebende Jesus se voete moet gewas word, maar Jesus sê nee, ek gaan dit andersom doen. Want dis die wêreldse kennis daai. Hemelse kennis, kennis wat van God afkom, wysheid wat van God afkom, sê, ek dien ander. Ek is bereid om iemand anders se voete te was. En die getuienis wat daaruit voortspruit, wanneer vriende dit vir mekaar doen, is ongelooflik groot. Want dit is nie die maklikste ding om te doen nie. Het is nie maklik om partykeer weg te stap van 'n argument waarin jy was en te sê, weet jy wat, ek vra om verskoning. Of weet jy wat, ek gaan nie met jou argumenteer nie, want ek is te lief vir jou. Het is nie maklik om dit te doen nie. Die maklikste is om te sê, haters hate, en jy skryf mense af, nê? Hoekom? Waar gaan dit dan? Dit gaan oor die wêreldse wysheid, dat jy 'n disipel dan van die wêreld is, en doen wat die wêreld van jou vra. Die wêreld sê, dis reg, as iemand jou skade aandoen, dan mag jy maar vir hulle terug skade aandoen. Maar waaraan herinner Jesus ons? Nee, ek sê vir julle, draai die ander wang. Nee? Dit gaan dalk beteken dat jy jou eie eer vir daardie oomblik moet prysgee, maar as jy dit doen, onteer jy eintlik die ander persoon onteer hulle self, want nou moet hulle die agterkant, of die palm van hulle hand gebruik. Dis nou 'n eer en skaamte ding in die Nuwe Testament, want as jy klap iemand nie met die binnekant van jou hand nie, want dan ag jy hulle waardig genoeg om hulle met die binnekant van jou hand, met jou palm te klap, né? So dikwels sou hulle iemand so geklap het, né, met die agterkant van hulle hand. Nee, so sê Jesus dan nee, want as jy dit doen, dan lewer jy ware getuienis van Jesus Christus. Maar Jesus gaan selfs verder, en in die volgende gedeelte wat ons lees ons wat hy vir sy disippels sê, hoe ons in ons vriendskappe ook getuienis kan lewer wie Jesus regtig is.
nadat Judas uitgegaan het, het Jesus gesê, nou is die seun van die mens verheerlik, en God is deur hom verheerlik. As God deur hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. Julle sal my soek, maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle, waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Ek lees hier die laaste gedeelte weer. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Hoe wonderlik is hierdie gedeelte, né? Jesus gee vir hulle 'n nuwe gebod, waarmee hulle in hulle vriendskappe na die wêreld toe kan uitgaan, en kan leef wat Jesus geleef het. Liefde, Jesus se liefde vir hulle was altyd baie groot, en daarom het hy self sy disippels se voete gaan was. Daarom het hy dikwels met mense uitgehang wat niemand anders mee wou uitgehang het nie. Jesus het ons so lief gehad, en daarom gee hy nou hierdie opdrag vir sy disippels. Hoorie, gaan vorm vriendskappe, en gaan wees lief vir mekaar. En by implikasie sê dit ook impliseer dat hulle lief gaan moet wees vir die res van die wêreld. En wat 'n groot getuienis is dit nie. Jesus sê die beste getuienis wat hulle kan lewer na buite is om lief te wees vir mekaar, soos wat Jesus vir hulle lief was. Fantasties is dit nie? As ons met ander woorde in ons vriendskappe met mekaar ware liefde, onvoorwaardelike omgee tipe liefde met wederwysige respek en dis meer, gaan uitleef, broers en susters, dan lewer ons die kragtigste getuienis as gelowiges wat ons moontlik kan. En waar begin dit? Dit begin in ons gemeenskap van gelowiges, daar waar ons by ons gemeente betrokke is. Daar is die eerste plek waar ons vriendskappe nog verder moet uitbou en ons liefde teenoor mekaar moet wys. En nou kan julle onthou, ons het gesê in hierdie reeks, ons moet nou nie dink, alles gaan nou maanskyn en rose wees nie, ons het tot geloof gekom, ons is almal Jesus se kinders en so aan, die sonnetjie skyn altyd in glimlag en dis meer nie. Nee, ek sien nou vir julle, die een ding wat jy maar kan weet, is dat daar konflik ernstig gaan wees. Maar wat doen ons met daai konflik? Vat ons dit dan uit na die res van die wêreld en gaan basyn vir die wêreld uit, ek het seer gekry in die kerk, en mense het my seer gemaak, en hulle is haatlik, en die kerk is die slegte plek, en al die goeters, of gaan ek in liefde, en ek probeer, om dit wat gebroke is, heel te maak? Lewe ek in liefde? Gaan ek met my omgee in liefdeshart, terug na iemand en sê vir hulle, weet jy wat, ek het ongelooflik seer gekry, maar ek kan nie hierdie verhouding laat gaan nie. My verhouding met jou, my vriendskap met jou, met die kerk, met die lewende Here is te belangrik vir my om bitterheid en haat in my hart te hou en daarmee na die wêreld te gaan en 'n getuienis te gaan lewer. Nee, ons leer om liewer te word vir mekaar, selfs ten spyte van die konflik. Selfs ten spyte van die verskille. In ons vriendskappe dag na dag, hoe belangrik is dit nou regtig vir ons om reg te wees? Is dit regtig belangriker as om daardie vriendskap wat jy jare lank al aan smee en wat jy soveel in gesit het en die goeie tye wat julle saam gehad het, net so prys te gee, oordat iemand dalk in 'n oomblik van swakheid iets gesê het wat jou seer gemaak het? Kan ons dit nie begrawe nie? Is dit nie ook maar 'n manier om die wang te draai? En dan te bid en seën te wens oor iemand nie? Dis mos maklik. Dis mos maklik om soos die wêreld te maak net en te sê,
haters will hate, en dis mos nou deesdae die ding wat baie op sosiale media aangaan, en don't let negative people in your life, en bla bla bla, dit is eintlik so onrealisties. Ons moet leer om met mekaar te kan saamleef, ten spyte van die verskille. Daar gaan altyd negatiewe mense om ons wees, maar hoe verander ons hulle negatief in 'n positief? Deur nog saam met hulle negatief te wees? Want dis wat ons doen wanneer ons sê, let haters be hate. Hulle laat ons toe dat die bose in die wêreld seevier. Nee, wat vra Jesus van sy disippels? Hy vra van sy disippels, wees lief vir mekaar. Want deur vir mekaar lief te wees, lewer julle die kragtigste getuienis. Nee, dis wat Jesus hier sê, nee. Lewer julle die kragtigste getuienis dat julle Jesus se disippels is. Dis waartoe ons geroep word. Dis die nuwe gebod wat Jesus vir ons gee. En waar ons in ons liefde vir die mense rondom ons en die mense wat oor ons pad kom, waar ons dit aan hulle wys, broers en susters, daar bereik ons die onmoontlike. Ek besef daar's 'n gedeelte wat ek hier nog nie gelees nie, en ek dink dis belangrik dat ek dit nou lees. Kom, ek lees dit hier. Ek sê dit nie vir julle almal nie, ek weet wie julle is, nê? En ek weet wie ek uitgekies het, maar hoor in hierdie laaste gedeelte. Ek sê dit nou reeds vir julle voor dit gebeur, sodat julle, wanneer dit gebeur, kan glo dat ek is. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie iemand wat ek stuur ontvang my, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. Ek lees weer. Ek sê vir julle, wie iemand wat ek stuur ontvang my, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. Hoekom leef ek in hierdie liefde in my vriendskappe? Hoekom ontvang ek mense as my vriende en lewer daar die kragtigste getuienis wat ek kan? Want as ek iemand ontvang wat oor my pad gestuur is deur Jesus Christus, sê Jesus dit hier in hierdie gedeelte, is dit asof jy myself ontvang, en asof jy weer vir God van voor af ontvang. En elke keer wanneer ons mekaar ontvang, en die mense wat oor ons pad kom ontvang, dan ontvang ons weer opnuut vir Jesus, ontvang ons weer opnuut vir God. Hoe fantasties is dit nie? Elke keer wanneer ons iets goeds doen aan iemand anderste, elke keer wanneer ons nuwe vriende maak en aan hulle ongekende liefde bewys, lewer ons die kragtigste getuienis wat ons kan, want ons wys liefde. So wys ons is Jesus se disippels. En as ons nou op ons eie is, en ons besluit, ons het nie die kerk nodig, ons het nie die gemeenskap van gelowiges nodig, en so nie, wat se getuienis lewer ons dan nie? Lewer ons dan die getuienis van liefde? Dis juist daar waar ons die geleentheid het om tussen ander gelowiges, tussen vriende te wees en vir mense te wys, maar kyk hoe lyk my vriendskappe. Dit wys, Jesus is in my lewe, want ek gee om vir my vriende en ek is lief vir hulle, maar ek is, hoor julle nou mooi, ek is ook bereid om enige persoon te ontvang wat God oor my pad stuur. Want ek weet as ek dit doen, wat doen ek? Dis asof ek vir Jesus self weer ontvang, asof ek weer vir God ontvang. Nee, ek ontvang hulle, dis asof ek hulle self ontvang. Dis so wonderlik goed ons optrede moet wees teenoor ander mense, nee. Wat beteken dit? Beteken, broers en susters, dat as daar nuwe mense by ons aankom, of dit nou ons vriendekring is, of dit nou by die gemeente is, wat doen ons? Ons gaan nie net uitkyk en sê, wat is die persoon, waar kom hulle vandaan? Sê my, wat dink jy? Hy lyk bietjie vreemd. Nee, ons haal hulle, ons maak hulle welkom voel. Ons gaan was hulle voete, metafories gesproke, met ons liefde, met ons omgee, ons laat hulle welkom voel. Ons sê vir hulle, dat daar vir hulle plek is by ons, en dit is die kragtigste getuienis wat ons as gemeente, as gelowiges, deur ons vriendskappe met mekaar kan lewer.
ongekende liefde. En mag die Here ons help om ook deur ons vriendskappe die kragtigste getuienis te lewer dat ons aan Jesus Christus behoort. Mag ons almal ontvang wat oor ons pad kom, asof ons weer van vooraf vir Jesus ontvang. Nie om daardeur te kan sê aan die einde van die dag, ek het daarom vandag 'n goeie daad gedoen, ek het daarom 'n vreemdeling ontvang, nou is ek goed, nou kan ek in die hemel kom nie. Nee, ons doen dit. Maar dit is asof ons dit vir Jesus Christus self doen. Die een wat is, wat was en wat kom. Asof ons dit vir God self doen. Hy wat vir Jesus gestuur het. Asof ons deur die Gees besig is om weer van vooraf mense te verwelkom in sy koninkryk. Ons het die kragtige gawe om die evangelie met mense te gaan deel. En die beste manier vir ons om dit te doen en om te help dat hierdie in 'n nuwe wêreld verander is deur ons liefde vir mekaar. En mag die Here ons help om in ons liefde vir mekaar nog verder na mekaar toe te groei. Amen. Kom ons bly net so sit en dan met ons saam. Ons Here in Hemel, Vader, baie dankie vir u genade en vir u liefde. Dankie Here dat ons kan weet dat u genade vir ons meer as genoeg was en u het heel eerste ons voete kom was. En daarom wil ons nou ook metafories gesproke uitgaan en mense se voete gaan was met die liefde wat u vir ons gegee het. En as dit nodig is, Here, dat ons daai opoffering moet maak om selfs op ons knieë te gaan en iemand anders se voete ook fisies te gaan was, vra ons Heer dat u ons sal help om dit te doen. Dit gaan met 'n prys kom. Dit gaan vra dat ons bietjie minder van onsself dink, sodat u meer kan word in ons harte, Heer. Wil u gee dat ons dit sal doen, omdat dit is wat u vir ons gedoen het. En as daar iemand oor ons pad kom, wil u gee dat ons hulle met oop en liefdevolle arms sal ontvang, soos wat u ons ontvang het. Want Here, elke keer as ons dit doen, ontvang ons ook vir u. Ons bid vir elkeen vir hierdie week en ons bid seën oor elke liewe persoon, Heer, op hierdie aarde. Ons bid veral vir hulle wat ons dikwels identifiseer as ons vyande. Ons bid, Heer, dat u ook hulle sal seën. En ons bid, Heer, dat ons liefdes onder mekaar so sigbaar sal wees, dat dit net 'n kragtige getuienis sal wees van u ongekende liefde wat in ons harte leef. U wat in ons harte leef. Amen. Broers en susters, ek vra verskoning, daar het vinnige slide gewys, ek dink daar was waarskynlik 'n bietjie klank ook by gewees, maar ons is nou amper aan die einde van ons erediens en ek wil elkeen van julle seën en elkeen vir julle die Here se genade toewens. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met elkeen van julle wees. Broers en susters, ek sien julle volgende keer. Bly gerus vir 'n paar afkondigings ook nou na die tyd.